So toe ek jonk was, het ek nie verskriklik baie van Afrikaans gehou nie. Dit was half vir my soos 'n doodloopstraat gewees. Veral op skool het ek gevoel, ek weet nie so mooi of Afrikaans eintlik die moeite werd is om te leer nie, want alles is in Engels. Selfs daardie tyd was alles in Engels gewees. Baie van die goeters wat ons geleer het, was in Engels. Die meerderheid van flieks en media was in Engels gewees. Daai tyd het ons nog Facebook gebruik. Ek seker of van dit word seker nog baie gebruik, maar ek gebruik dit glad nie. Alles was in Engels gewees. Alles. Die manier hoe jy met jou foon werk, die manier hoe jy met jou rekenaar werk, al daai goeters was in Engels gewees. En dit het net vir my gevoel dat Afrikaans is 'n doodloopstraat. Dit is nie asof daar regtig iets van dit af gaan kom nie. Dit het vir my gevoel asof die toekoms slegs in Engels is. En dit is eintlik verskriklik hartseer, want ek weet ek is nie die enigste persoon wat hierdie sentiment het nie. Ek weet ek is nie die enigste persoon wat of hierdie sentiment gehad het nie. Ek weet ek is nie die enigste persoon wat so voel nie. Inteendeel, ek weet daar's baie jong mense wat vandag dalk nog so voel, wat voel dat Afrikaans is nie 'n pad wat hulle wil loop nie. Maar soos wat ek ouer geword het my perspektief 'n klein bietjie verander. Het ek 'n klein bietjie meer sin gekry. Hulle sê later in lewe, soos wat jy leer, begin jy so 'n bietjie meer verstaan van lewe. En deel van daardie verstaan van lewe was werklik net 'n fantastiese gevoel rondom Afrikaans, net oor hoe Afrikaans is, net om dit te kan gesels en dit te kan praat. My huistaal is Afrikaans. Die taal waarmee ek met my vriende praat is meestal Afrikaans. Die manier hoe ek met my ouers gesels is Afrikaans. Alhoewel ek lewe in 'n verskriklike Engelse wêreld, is Afrikaans nog steeds 'n baie belangrike gedeelte van my lewe. En ek het regtig baie respek en 'n verskriklike liefde vir hierdie taal gekry, want dit is 'n verskriklike kleurvolle taal, dit is 'n ongelooflike mooi taal waarin jy jouself kan uitdruk. Dit is nie noodwendig die moeilikste taal nie, daar is tale wat baie moeiliker is. Ek meen as jy dink aan iets soos Japanees of selfs Duits of so, daai tale is baie meer ingewikkeld. En ons taal is wel eenvoudig, maar dit is verskriklik mooi. En dit is ook vir my iets wat altyd uitstaan wanneer ek praat met my vriende wat internasionaal is. Jy weet, mense wat, hulle praat Duits of hulle het nog nooit Afrikaans gehoor nie, hulle is Engels primêrlik, mense van Amerika, mense van Engeland en so. Wanneer ek Afrikaans praat, dan sê hulle altyd vir my, "Sjoe, dit klink verskriklik mooi, dit klink verskriklik anders, dit klink verskriklik." Die Engelse woord wat hulle gebruik altyd is intoxicating. En ek kan verstaan hoekom, want dit is 'n mooi taal, ons het mooi klanke, ons gebruik mooi woorde, ons poësie is fantasties. Nou, ek was nog nooit baie sterk gewees in Afrikaans nie, taal was nog nooit regtig 'n sterk punt vir my gewees nie, selfs op skool was taal maar net 'n ding gewees, wanneer ek Afrikaans of Engels gehad het, ek het maar net gedoen en ons het maar gemik vir daai 50% en dis dit. Ek was nog nooit regtig 'n taalpurist gewees, as jy dit nou so wil stel nie. Maar soos wat ek groot geword het en soos wat ek meer geleer het van lewe, het my moedertaal Afrikaans vir my baie belangrik geword. En ek is nog steeds besig om Engels te gebruik tot my dag tot dag. Meeste van die goeders in my beroep is in Engels, meeste van die kommunikasie in my werk is Engels en meeste van die kommunikasie wat ek het met my vriende op 'n internasionale vlak is gewoonlik Engels. Maar wanneer ek Afrikaans praat, geniet ek dit verskriklik baie. Sien, Afrikaans hou 'n baie spesiale plek in my hart. En dit is hartseer dat ons nie eintlik meer Afrikaanse media het nie. Dit is hartseer dat daar nie regtig Afrikaanse YouTubers is of dat daar nie werklik mense is wat Afrikaans baie praat nie. Nou ek weet daar is kanale soos Kyknet en Showmax en so waar daar baie Afrikaanse goeders op is, maar ek self is nie baie betrokke by daarin nie, want dit het nie regtig 'n verskriklike, dit trek my nie baie aan nie. Wat ek wil doen met hierdie kanaal is ek wil 'n plek stig waar ons bietjie Afrikaans kan gesels, waar ons bietjie kan met mekaar gesels op 'n 1-tot-1 vlak. En ek gaan nie hierdie video's verskriklik baie edit of verskriklik baie mooi maak met allerhande fancy bewegings en goeters nie. Dit is nie wat ek wil bereik nie. Ek wil nie nog een van daai konvensionele YouTube kanale word wat verskriklik fancy is nie, want wat is die punt? Wat ek meer hier wil bereik is 'n 1-tot-1 gesprek waar ons kan gesels oor eenvoudige goeders. So vir die eerste paar video's gaan ek dit maar probeer
baie lig hou en bietjie gesels oor goeders wat vir my belangrik is, goeders wat in my lewe aangaan. En ek dink dit is ook die tema vir hierdie kanaal, is om oor goeders te gesels wat belangrik is van dag tot dag. Nou daar is baie groter kwessies om oor te gesels, dinge in die politieke realm of finansiële realm of jy weet goeders wat in die wêreld gebeur en ek verstaan dat dit belangrik is, maar wat vir my belangrik is die dag tot dag, die dinge wat vir jou belangrik is. Wat is vir jou belangrik? Ek wil gesels oor die klein goedertjies, soos hoe kan ek geniet om werklik 'n koppie tee te drink of jy weet om dinge maar een stapie op 'n slag te vat. Die waarheid is, die wêreld is 'n donker plek. Die waarheid is, ons sit in 'n tyd waar daar verskriklike onsekerheid is, waar 'n mens nie regtig weet watter kant toe moet ek gaan nie, hoe moet ek dinge doen nie. Dit voel nie asof daar sekerheid is en asof 'n mens regtig gerus kan wees nie. En ek wil net 'n klein bietjie lig bring in die wêreld en net sê, weet jy wat, dinge gaan oukei wees. Weet jy wat, kom ons vat dit een stapie op 'n slag en kom ons kom deur hierdie ding. Want lewe is mooi en ons het 'n baie kort tydperk op hierdie aarde en ons moet daardie tyd regtig gebruik tot die beste van ons vermoë. Nou dit ook gesê, ek gaan nie noodwendig in geloofsake ingaan nie, ek gaan nie regtig gesels oor enige van daardie tipe goeders nie, want vir my gaan dit meer oor wat is vir jou belangrik en hoe kan ek jou dag beter maak. So as jy gedink het, hierdie gaan nou 'n geloofskanaal wees, dit gaan nie. As jy gedink het hierdie gaan nou 'n politiese kanaal wees, daar's heeltemal te veel van hulle op YouTube, gaan kyk asseblief na 'n ander een. Wat ek wil bereik is, ek wil 'n glimlag op jou gesig sit. En in hierdie video, kom ons gesels 'n bietjie net oor Afrikaans. Sit asseblief in die comments, wat is jou opinie oor Afrikaans? Hoe voel jy oor die taal? Wat staan vir jou uit? Is daar enige ietsie in Afrikaans wat vir jou belangrik is? Want op die einde van die dag, as Afrikaners, as Suid-Afrikaners, as Afrikaans sprekende mense, moet ons ook besef dat ons moedertaal is baie belangrik. Afrikaans is 'n verskriklike belangrike taal, want dit is hoe ons groot geword het, dit is deel van ons kultuur, dit is deel van ons denkvermoë. Wanneer ek in Engels praat, kan ek nie regtig myself regtig so goed uitdruk, soos wat ek in Afrikaans kan nie. Daar's baie woorde wat ons het, wat net fantasties is. As jy dink aan die woord lekker, dis 'n woord wat ons het, wat nie eintlik regtig bestaan in enige ander taal nie. En ons kan lekker gebruik in verskillende interessante maniere. Ons kan dit gebruik in dit gaan lekker, of ja, dit is nou werklik lekker gewees, of hierdie kos is regtig lekker. Of as jy 'n bietjie meer sarkasties wil wees, kan jy sê, jy kan vir my vra, hoe gaan dit? En dan in hulle stemtoon kan hulle net sê, ja, nee, dit gaan maar lekker. Jy weet, daar is soveel verskillende maniere om daardie woord te gebruik. En ek dink daar is soveel verskillende woorde ook in Afrikaans wat werklik belangrik is. Nou, ek wil net 'n bietjie gaan nou die Engelse woord gebruik, challenge, net om te dink aan, wat beteken Afrikaans vir jou? Hoe het dit 'n invloed op jou? En wat beteken dit werklik vir jou? Want Afrikaans vir my het baie verander. Kyk, toe ek jonger was, het ek gedink, nee, dis nie 'n goeie taal nie. Maar nou dink ek, ja, ek hou van hierdie taal. Ek vibe met dit. Dit is vir my great. En sien, ek gebruik tog nog Engelse woorde. Ek gaan nou nie uit my pad uit gaan om 100% Afrikaans te praat. Dit gaan 'n suiwer taal wees. Daar's mense wat baie mooier Afrikaans as ek kan praat en ek weet dit. Maar op die einde van die dag is Afrikaans vir my nog steeds 'n baie belangrike taal. En yes, ek moet eintlik gaan tel hoeveel keer ek Afrikaans gesê in hierdie video. As iemand wil, kan jy dan in die comments gaan skryf, jy weet. Jy het 52 keer Afrikaans gebruik, wat ook al. In elk geval, baie dankie dat jy na my eerste video gekyk het. Ek waardeer dit opreg. Die kwaliteit van my video's gaan definitief verbeter, maar die hele gevoel rondom hierdie spesifieke kanaal is maar om dit baie informeel te hou, om baie net te gesels oor kwessies wat, jy weet, wat belangrik is van dag tot dag. En as ek jou dag kan beter maak, dan beteken dit vir my die wêreld. Ek het nou net hierdie kanaal begin, so as jy kan, klik asseblief op daardie subscribe knoppie, klik op daardie like knoppie, en ons kyk maar waar gaan dit. Ek het baie dinge wat ek in die toekoms sien vir hierdie kanaal. Ek wil in die toekoms 'n bietjie meer buite video's neem om so 'n bietjie van 'n ander effek te kry, en ek wil, as ek reis byvoorbeeld, 'n video neem en net ook wys, jy weet, hoe mooi is Suid-Afrika en
al daardie tipe dinge. Maar vir nou gaan dit net hier wees en dit gaan net ek en jy wees en ons gaan net eerlike gesprekke hê. Maar ja, baie dankie. Dit is hierdie video en ek hoop jy het 'n absolute fenominale dag en laat dit goed gaan. Okay, hou die blink aan bo. Bye.